Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp: towerwee en ingange tot Fairy. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die meeste van die tyd word portale wat na die onheilspellende, selde besoekte en gesogte versteekte plekke lei, towerwee genoem. Slegs 'n paar elite weet selfs van hul ligging wat hulle jaloers bewaak, terwyl sommige op hulle kan struikel wanneer die sterre in lyn is. Die waarheid is dat die vee net regtig in Fairy woon. Die plekke in ons wêreld waar ons met hulle kan kommunikeer, is slegs te danke aan die skering wat dele van Fairy laat afbreek en in ons ryk beland het. Hierdie plekke dien as portale tussen Fairy en die mensryk. In Wallis is feetjiekringe redelik algemeen. Daar word geglo dat dit deur die vee geskep word terwyl hulle dans. Mense en meeste diere vermy dit, maar skape het geen probleme daarmee nie en sal met graagte die vertrapte gras eet. Die meeste feetjiekringe bestaan nie uit vertrapte gras nie, maar ook omring deur sampioene wat 'n mooi rand vorm. En al is daar wetenskaplike redes vir sommige sampioene om so te groei en 'n volledige sirkel te versprei, is daar geen wetenskaplike verduideliking vir die persoon wat in die ring instap en na Fairy vervoer word, of freneties dans totdat uitputting of die dood hulle neem nie. Alhoewel daar nie baie feetjiekringe in Ierland is nie, het wel talle ander portale, heuwels, meidoornbome, grotte, putte en ander heilige plekke. As 'n mens nie Fairy toe wil gaan nie, is dit die beste om nuuskierigheid onder beheer te hou. En nou, vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, die tussenin. Die tussenin is 'n skaduwêreld, 'n tronk. Selfs magtige vee kan maklik tussen dit en die ander ryke beweeg. Slegs die veekoningin, die donker koning en die assassin kan dit bereik. Selfs Anku bly weg, maar net omdat die dood nie daar bestaan nie. Ander benodig spesiale bestanddele wat teen 'n prys kom. Die eerste vuur wat deur drake aan mense gegee is, ewige vlam. Water uit 'n heilige fontein wat in 'n spesiale kristalkelk gedra word. Hout uit die hart van 'n eikeboom. Net 'n boomnimf se boom sal werk. Die tussenin neem die lewensessensie van diegene wat daar vasgevang is. Alhoewel dit hulle nie doodmaak nie. Dit vernietig hul liggaam en siel. Diegene wat magtig is, of in groot nood, kan met iemand na aan hulle aan die buitekant kommunikeer, maar dit verg selfs meer van hul lewensessensie om dit te doen. Die tussenin is 'n wrede plek. Vee, gelei deur die feetjiekatte, moet lig neem na die tussenin om 'n balans tussen duisternis en lig te behou, of al die ryke sal val na die allesverterende duisternis van die tussenin. Die wilde woud. Die wilde woud is gevorm na die skering wat Fairy in stukke geskeur het. Dit is 'n plek nie in die sterflike ryk of Fairy nie, maar tog is dit gevul met toorkrag en wonder. Wilde vee woon daar. Hulle het oor tyd verander op maniere wat ander vee nie verander het nie. Dit is die maklikste manier om tussen ryke te reis, maar dit is uiters gevaarlik. Wilde toorkrag loop deur die wilde woud, maar as jy 'n bos bome kan kry wat by die wilde woud aansluit, kan jy veilig reis na waar jy moet gaan, veral as dit te gevaarlik is om in die oopte te reis.
Fiekie-kringe. Die enigste veilige kringe om te gebruik is die met wit blomme, wit klippe en wit champioene. Hierdie kringe sal jou veilig neem na waar hulle ook al eindig. Pare Fiekie-kringe werk saam en skep 'n portaal van een plek na 'n ander. Die gras binne 'n Fiekie-kring sal altyd anders wees as die gras buite die kring. Iets te doen met hul portaalkwaliteit en waarheen hulle lei. Wimpel-Fiekie-kringe is tegnies Fiekie-kringe, maar hulle het nie klippe nie en het altyd tulpe tussen die champioene. Hierdie kringe moet nie vertrou word nie. Wimpel-Fiekies hou van poetse. Moet nooit die champioene van 'n Fiekie-kring vernietig nie, want dit sal groot tragedie vir jou veroorsaak. As 'n Fiekie-kring uitmekaar gehaal moet word voordat dit klaargemaak kan word, die champioene spruit eerste. Verwyder die champioene versigtig sonder om dit te breek. Sit dit in 'n plastieksak. Verseël die sak en gooi weg in die vullis. Dit sal iewers beland veilig vir die vee om 'n nuwe kring te skep. Fiekie-sirkels. Hul enigste kenmerkende eienskap, 'n ander grassoort wat in 'n sirkel groei binne 'n ander soort gras. Soms is dit duidelik, kukue wat in veldgras groei, maar die ware Fiekie-sirkel, die een wat deur die Fiekie-honde geskep is, het gewoonlik 'n soort lelie in die sirkel wat steeds soos gras lyk om die oog te flous. Fiekie-sirkels kan jou neem waarin jy ook al wil gaan en het nie nog 'n Fiekie-sirkel nodig om jou veilig by jou bestemming af te lewer nie. Fiekie-sirkels is skaars. Die Fiekie-honde glo nie daaraan om groot krag toeganklik te maak vir net enigiemand nie. 'n Dooie Fiekie-sirkel sal niks binne laat groei nie. Dit sal 'n sirkel van dorre grond wees, omring deur gras. Dit kan verskeie dinge beteken, maar gewoonlik beteken dit dat al die toorkrag in die area uitgeput is deur 'n groot geveg, of dat die Fiekie-hond wat dit geskep het, dood is en die laaste van hul bloedlyn was. Towerwee, net vir die oomblik, geskep deur menslike toorkraggebruikers, towenaars, hekse, druïde ensovoorts. Iets sterks moet gekanaliseer word om hierdie portale te skep. Staande klippe, meteoriede, die volmaan, die bloedbene en skibbe van drake ensovoorts. Grotte en tonnels. Langs sy dwerge kan wat binne die aarde gebeur in of fairy of die menslike ryk wees. Grotte en tonnels kan enige plek lei, selfs gevaarlike plekke waarheen niemand ooit moet gaan nie. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na towerwee, oorvertaal na Engels, magic portals. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!